is reeds by studie nommer 2 en hoe om 'n hegte verhouding met God te kan hê. Maar as jy 'n hegte verhouding met iemand wil hê, dan moet jy daardie persoon beter leer ken. En in vandag se studie gaan ons kyk na om die Here beter te ken. Nie net van wat iemand anders dalk sê nie, maar om homself beter te ken uit sy woorde. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons nie teenwoordigheid kan wees waar ons U woord gaan open. Bid ons dat U vir ons insig uit U woord uit sal gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ons begin en dan lees ons saam van Johannes hoofstuk 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. So in hierdie vers, wat sê dit vir ons dan? Wel, in die eerste plek, dit sê vir ons hoekom dit so belangrik is om God te leer ken. Want as ons hom nie ken nie, kan ons nie die ewige lewe ontvang nie. Is dit nie waar nie? Ja. En ek dink dit sluit nou so mooi aan by dit wat jy nou net gesê het. As ek iemand beter wil leer ken, moet ek tyd met hom deurbring. Ek moet van my kant af, ek wil nou die Engelse woord gebruik wat sê effort insit. Ek moet van my kant af iets doen om hierdie verhouding te bou, nie waar nie. Ja. En ek wonder in hoeveel kere ons dalk wil hê, alles moet van die Here se kant af kom. Hy moet vir my sorg, hy moet na my kyk, hy moet sorg dat alles oukei is, my pad moet reg wees, hy's 'n lig op my pad. Hy moet alles van sy kant af doen, maar ek wil niks van my kant af doen om hierdie verhouding wat ek met die koning van alle konings het te verbeter nie. En hierdie vers is, ek wil ons kon nou net sowel net die vers gelees het, saam gebid het en afgesluit het. En klaar gewees klaar het. gemaak het. Maar hierdie gedagte bring dit ook, dit sê vir my, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. En dit laat my dink aan die gelykenis van die 10 maagde. Nou wil nie deur die hele gelykenis gaan nie, maar ons gaan na die heel einde toe. En as ons daar by die einde kom, dan die wat laat was, het aan die deur kom klop. En hulle sê, maak oop vir ons. En die wat in die binnekant was, en dit is die huisheer, dit is verteenwoordig Christus, het vir hulle gesê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. So daarin is die ewige lewe, dat ons Christus moet ken, en dat hy ons ook moet ken. En dan sê ons daar, die ewige lewe en die enige waaragtige God en Jesus Christus wat hy gestuur het. Met ander woorde, ons moet die Godheid ken, en nie net weet van die Godheid nie. En daar is 'n groot verskil. En buite in die wêreld is daar baie verskille van wat mense sê. Baie mense sê die God van die Ou Testament is 'n God van wraak, God van moord, en die God van die Nuwe Testament. Maar as 'n mens so daarna kyk en jy haal net sekere gedeeltes uit, dan kan dit vir jou so voorkom. En daarom is dit nodig dat ons self uit God se woord uit leer en studeer oor wie God is en wat sy karakter werklik is. Ja, jy weet, my pa was 'n strek of landros. Nou vir diegene wat hom net geken het as die man wat op die bank gesit het, en wat oordeel geveg, die waarheid is tog wat hy gedoen het. Ja. Hy het daar gesit, hy het geluister na die verskillende partye, en hy moes 'n oordeel vel op die einde van die dag. Daar's sommige mense wat met hom net te doen gekry het in daardie kapasiteit. Ja. So in hulle gedagtes was hy die Net een die wat wat die oordeel gegee het. net oordeel, die streng ene wat altyd net oordeel geveg het. Maar hulle het hom nie geken as 'n pa nie, hulle het hom nie geken as 'n eggenote nie, hulle het hom nie geken as 'n vriend nie. En dit is waar ons fout maak met die Here. So, ons wil hierdie verhouding met die Here wil ons bou, maar ons wil nie elke aspek van die Here leer ken nie. Nie waar nie. Party van ons wil hom net sien as die een wat oordeel, en dit is natuurlik ook dan al wat ons van hom verkondig. Baie van ons wil hom net sien as die genadige Here, maar ons wil dalk ons oë toemaak vir die feit van die genade wat daar is binne in sy oordeel. Ons wil nie, oor daai gedeelte wil ons dalk ook nie praat nie. Ja. So, om die Here te leer ken gaan beteken dat ons hom in sy totaliteit leer ken so goed en as moontlik, né? Ek glo ook vas, ons sal nooit alles van die Here af weet. Ja, so daar's baie gedeeltes in die skrif wat vir ons sê, hy is alwetend, nee, hy is reg en hy's geregtigheid, hy's wysheid, hy het 'n plan vir ons lewe, daar's baie goeie wat ons in die Bybel kan kry, wat dit vir ons uitdruk. En hier moet ons besef dat ons na al hierdie aspekte moet kyk, en nie net na byvoorbeeld een verhaal, een gedeelte in die skrif kyk en sê, maar dit is God se karakter nie, want dit beeld God se karakter net in een aspek uit. So ons moet breed kyk om God se karakter te kan raak sien. En soos jy gesê het,
dit sal ons 'n ewigheid vat om God te leer ken. Maar wat ons kan doen is ons kan hom deur sy woord leer ken en Christus het ook, ons lees in Johannes, nee, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en dit is Jesus Christus. So ons ken God deur die woord en deur Christus se handelinge wat hy op aarde vir ons gegee het. Maar kom ons kyk, hoe was hy die eerste keer ingekleer, 'n prentjie van hom ingekleer, in Genesis 3, vers 1 tot 5. Nou, dit is 'n baie bekende storie, in Genesis 3 vers 1 tot 5, en dit sê dan, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Wat probeer Satan hier sê? As jy mooi daaraan dink, hy probeer die woord wat die Here gespreek het teenoor die vrou vat, en dit net so effens draai. Die Here het gesê, jy mag nie eet van die boom wat in die middel van die tuin is. Daar is hy. Hy sê, jy mag nie boom van die bome eet nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Hier, kom ons lees dit vers 5 klaar, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Met ander woorde, hier skep hy 'n illusie van, daar's sekere goed wat God wil hê, jy moet nie weet nie. Omdat hy dalk bang is, ekskuus, dat as ons daarvan uitvind, dan sal ons dalk beter as hy wees. Dis die illusie Wat Satan wou wat skep. Satan hier probeer skep. Dat hy dinge vir julle wegsteek wat julle veronderstel is om te weet. Ja. En jy weet nou, interessant genoeg, ek weet van soveel mense wat hulle kinders neem en ek wil amper sê ver weggesteek gaan bly met hulle. Kom ons sê op 'n ver afgelewe plaas of tussen die berge ergens, plaasie koop of so, want hulle wil nie hê hulle kinders moet te doen kry met die boosheid en die hartseer wat in die wêreld is nie. Hulle wil hulle so ver as moontlik daarvan af weghou. Nou, ons verstaan dit half, en ons sien eintlik ook nie veel verkeerd daarmee nie, nê. Maar wanneer Satan kom by Eva en hy gee hierdie selfde scenario, die Here wil julle as sy kinders, al die hartseer wat boosheid kan bring, gespaar hou. As hy dit nou so gestel het, dan sou dit nie vir haar aanloklik geklink het om boosheid te ken nie. Nie waar nie. Nou, die Here wil nie hê jy moet swaar ken nie. Dis eintlik wat hy wil hê jy dit nie moet ken nie. Maar Satan draai dit om en hy plant 'n saadjie en sê maar God is nie werklik so goed nie. Sê hy is nie. Dit is wat hy hier probeer initieer. En so ons moet ook pas op dat wanneer ons met medemense te doen het, dat hulle nie vir ons 'n vals idee gee van wie God is nie. En dit is so nodig vir ons dan om God se woord te studeer, te lees, dat ons werklik God in sy totaliteit, so ver as ons breinkrag dit toelaat, om God te kan verstaan. Ja, en te verstaan dat wat jy ook al van die Here moet begryp, se basis is altyd in liefde. Die Here wou die mensdom daardie hartseer en swaar kry, die kennis daarvan onthou teen hierdie tyd. Satan was nou al geval, en daar was al 'n oorlog in die hemel. Was dit nodig vir Adam en Eva om van dit te weet? Hoekom? Hy kon hulle gespaar het, dit was 'n afgehandelde saak. Hulle het nie nodig gehad om dit te weet nie. Nie omdat hy voel hy steek vir hulle iets weg nie, maar omdat hy hulle harte dit wou spaar. Hy wou hulle gelukkig sien. Nou kom Satan en hy saai net daai effense saadjie van, jy dink jou pa is goed, jou pa is eintlik nie so goed nie. Hy steek goed vir jou weg. Hy weerhou jou van kosbare ervarings, nie? Dis eintlik al wat Satan nou hier doen. So een van die aspekte wat ons moet weet van God is dat God heilig is. Nou wanneer ons kyk na heilig vir God, dan beteken dit God is goed altyd in elke opsig, nie partykeer en in meeste opsigte nie. As jy nou hoor wat ek sê, as ek 'n voorbeeld kan gee, as jy na God se alwetendheid toe gaan, dan is God altyd alwetend om die beste vir jou te gee en nie om soms nie te weet
en die slegte vir jou te gee nie. Met ander woorde, as daar iets is in die woord wat vir my snaaks lyk in God se karakter, as ek onthou wat jy sê, dan beteken dit hier's iets wat ek nie reg verstaan nie. Hier's iets wat ek nie die begrip reg het nie. Want as ek elke keer my verstand terugbring dat die Here alles in sy karakter se grondslag is liefde, dan is sy heiligheid ook gebou in liefde. Ja. Sjoe. So sy heiligheid bring vir ons sy karakter uit tot op 'n, kom ons sê op 'n vlak van 100% as ons dit moet meet. Party mense sê 110, 100 is 100. As jy op 100 kan kom, dan is God daar in sy heiligheid, in sy alwetendheid, in sy vergewensgesindheid, in sy liefde, in sy goedheid, en wat jy dit ook al wil toedig, is hy 100%. Nou die verskil is wat ons ook moet agterkom, heiligheid in ons beteken nie, as ons sê die heilig is van die Here, beteken dit nie ons is sonder sonde nie, ons is 100% nie. Heiligheid in die menslike aspek of in kom ons sê dinge, toebehore, toerusting, beteken dat iets afgesonder word vir 'n sekere doel. En die Here het vir Israel gesê, julle is my heilige volk. Met ander woorde, nie dat hulle sonder sonde was nie, wat ons weet. Hulle was nie sonder sonde nie. Ja. Maar hulle was afgesonder vir 'n sekere doel en 'n sekere taak. So kom ons gaan na 'n paar teksverse toe. Levitikus 20 vers 26. Okay, dit sê, en julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Nou, kan jy nou sien daar waar kom die heiligheid? Julle moet vir my heilig wees, want ek is heilig. Ek is 100% in alle karakter trekke wat goed is, maar julle moet heilig wees. Ek het julle afgesonder om myne te wees. So daar verduidelik vir ons ons heiligheid om afgesonder te wees vir hom. So Ek wil net so ietsie aanlas by wat jy daar sê, om afgesonder te wees vir 'n spesifieke taak, beteken nie dat jy jou moet onttrek van die res van die wêreld nie. Nee. Die Here het juis hierdie volk van hom geheilig, afgesonder vir 'n missie, 'n fantastiese missie. Dit was van die dag 1 af hulle missie om die koms van die Messias te gaan verkondig aan die wêreld. Hulle het hulle uitgestuur daarvoor en hulle laat leef en wandel daar waar hulle is, om 'n godsvolk te wees vir volke wat rondom hulle is en wat dit sien. So om heilig en afgesonder te wees beteken nie om in afsondering te gaan leef nie. Ons moet dit nie verkeerd afgesonder vir 'n verstaan nie. sekere doel. Kom ons lees 1 Samuel 2 vers 2. Het sê niemand is heilig soos die Here nie. Nou as ons nou kyk na die voorheen, die Here sê ek is heilig en julle is my heilige volk. Hier sê hy niemand is heilig soos die Here nie. So met ander woorde, niemand van ons kan soos die Here heilig wees nie. Ja. Ons is heilig in ons sfeer waarin ons heilig is en afgesonder vir 'n sekere doel. Daar gaan verder en dit sê daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos ons God nie. Met ander woorde, God se heiligheid is nie gelyk aan ons menslike heiligheid nie. Moenie eers die twee met mekaar probeer verwar nie. Heeltemal in 'n ander vlak. Kom ons kyk, sal jy vir ons daarna Jesaja toe gaan? Jesaja hoofstuk 57, dan kry ek so lank vir ons Esegiel hoofstuk 38. 57 vers 15 sê, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Is dit nie 'n ongelooflike mooi beskrywing van die heiligheid van die Here nie? Wanneer die Here praat van sy heiligheid, sit hy nie net bo op 'n troon ver weg en onbereikbaar nie. Wat hy sê is, my heiligheid is juis daar tot herstel van die volke en die nasies, die wat verbrysel is, die wat seer gekry het, die wat verlate is. My heiligheid is my missie om hulle te gaan haal en hulle te red. Mooi man. Kom ons kyk, Jesegiel 38 vers 23 en dit sê, so sal ek my dan as groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oë van baie nasies en hulle sal weet dat ek die Here is. Nou hier kom ons nou, hy sê weer daar, ek sal my laat ken as heilig. Heilig 100% in sy vergewensgesindheid, 100% in sy alwetendheid, 100% in sy alomteenwoordigheid. Hy sal hom daarin laat
ken. So hy openbaar homself daarin deur sy woord en deur Christus. So hier sien ons die heiligheid van die Here is heeltemal iets anders as wat dit vir ons is. En dit is belangrik dat ek onthou ons is nou besig om te gesels oor hoe kan ek die Here beter leer ken. Ek sou voorstel hierdie is 'n punt wat ons kan ons en jy kan begin in jou persoonlike studie is om net eers gaan soek 'n bietjie teksverse op oor die heiligheid van die Here. Dat kan ek amper so ver gaan om te sê dat ek en jy net weer kan besef wie dit is vir wie ons God noem. Dat ons die soewereiniteit van ons Here kan verstaan en aanvaar en dat dit vir ons 'n rots is waarop ons steun. Ja. Dat die Here se heiligheid vir ons iets moois en kosbaar word en dit nie 'n ek wil amper sê 'n vrees in ons bring met die idee dat die Here is nie toeganklik nie, dat ons nie na hom toe kan gaan nie. Dit is nie wat die heiligheid van die Here vir ons so verduidelik word nie. So ons gaan aan, kom ons lees en gaan kyk na 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot amper aan die einde van daardie hoofstuk, maar ons gaan gedeeltetjies seker daar uitlaat en ek begin en dit sê geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God. So, as jy iemand anders liefhet en dit is liefde, nie net erotiese liefde nie, maar broederliefde, maar agape liefde, dan is dit uit God. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Weereens kom ons by daai woordjie wat in die begin gekom het en sê, jy moet God ken. As jy God ken, het jy die ewige lewe. En hy sê daar vir ons, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken. So liefde is nie net 'n aspek nie, liefde kom uit God uit. Daarom sê ons nie God het lief nie, maar God is liefde. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So as jy nie die liefde kan toepas aan medemens nie. Ons sê gewoonlik, ja, maar ek is lief vir die Here. Maar dan behandel ek my medemens, kom ons stel dit net so, ek behandel my medemens nie goed nie. Ja. Maar die Here sê, jy kan slegs jou liefde aan my bewys, oor hoe jy ander, waarvoor ek ook lief het, hulle behandel. Ons maak daardie fout om so gemaklik te sê God is liefde, maar ek wonder of ons regtig besef wat dit beteken, want veral wanneer ons na 1 Johannes van hoofstuk 4 vanaf vers 7 af lees. Wanneer jy nou sê die Here het nie net lief nie, die Here is liefde. Daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. Want as jy net lief het, beteken dit dat jy ook kan besluit om nie lief te hê nie. Ja. Maar as jy liefde is, beteken dit dat jy nie anders kan as om lief te hê nie. Ja. Nou as ek en jy veronderstel is om die karakter van die Here te hê, is ons net veronderstel om lief te hê of is ons veronderstel om liefde te wees? Dink 'n bietjie daaroor. Het ek en jy al ooit daaraan gedink dat ons moet kan sê ek is liefde? Dit is in my ingegrondves. Ek kan nie anders as om lief te hê nie. As ek net sê ek het lief, dan beteken dit ek kan besluit vir wie ek wil lief hê En wanneer ek wil lief hê en onder watter omstandighede ek bereid is om lief te hê. Maar as ek liefde is, soos wat die Here liefde is, dan kan ek nie anders as om dieselfde missie en passie as die Here te hê nie. Kom ons kyk daar, vers 9, hoe het hy sy liefde aan ons geopenbaar, en dit is 'n baie bekende teksvers ook in Johannes 3 vers 16, hè? Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dit is God se liefde, dat hy sy seun gestuur het, een van die godheid gestuur het om vir ons te kom sterf. Geliefdes, as God so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Vers 15. Elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. So met ander woorde, as ons sê God is in ons, maar ons kan nie ons liefde bewys teenoor ons medemens nie, teenoor ons medebroers en susters nie, dan het ons in die eerste plek nie liefde nie,
En ons is ook die liefde nie. En ons is nie liefde nie, en God is nie in ons nie. Sure. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê. Vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons kan nie eers lief hê uit ons eie uit nie. Dit is God wat ons genadig is, sodat ons kan lief wees vir ander en dan lief wees vir hom en daardie liefde uitleef. Wat baie mooi is my vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, is 'n beantwoording van sy liefde. Dit is daardie aansteek van liefde in ons, kom net van die Here af. Hy is die een wat daai vonkie in ons aan die brand steek. Ek wonder of ons kan vandag sê, kan ek die Here toelaat en vra om 'n slag daardie vonkie in my weer aan te steek, dat ek kan leer lief hê soos wat hy lief het. Want jy weet, ons is almal nog aan die verkeerde kant van die hemel. En hierdie kant van die hemel gebeur slegte goed met baie goeie mense. En daardie slegte dinge wat so oor jou pad kom, is geneig om soms daardie liefdesvonkie uit te doof. Waar jy voel jy die reg om kwaad te wees, nie die vroeg jy die reg om nie meer enigstens lief te hê nie, en ons word bitter en suur vir hierdie wêreld. Hoe belangrik is dit dat ons die Here toelaat om lief te hê, om ons te leer om lief te hê soos wat hy lief het. Okay. Huiswerk vir u by die huis. Gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 13 toe, en ons almal weet dit is die hoofstuk oor die liefde. En ek wil net so 2 gedagtetjies daar met u laat, en begin vanaf vers 4 af byvoorbeeld, en dan sê net daar, oral waar die woord liefde staan, vervang Jesus, Christus, Here, God, in daai een. Dit is die eerste een. Elke keer as jy liefde van daar af lees, tot en met vers 8 toe. En die tweede keer as jy dit doen, sit u naam in, en kyk of jy kwalifiseer. Soos byvoorbeeld, die eerste een sê, ons lees vanaf vers 4 af, en ek gaan nou die woord liefde vervang, want God is liefde. Nee? Dan sê die eerste een, God is lankmoedig en vriendelik. God is nie jaloers nie. God praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Onthou alles, God, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Sure. God vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Met ander woorde, gaan daai gedeelte deur en sit God se naam dan sien ons die karakter van God, want God is liefde. En dan sit jy jou naam daarin en kyk hoe ver ons tekort skiet. Kan ek so een ekstra ver gaan? Wanneer jy 1 Korintiërs lees hom asseblief tot aan die einde, dan wanneer jy kom by vers 11, dan gaan dit vir jou sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ons is so geneig om soms daai teksvers heeltemal uit konteks uit te gebruik, want wat baie duidelik vir ons hier gesê word, is as jy nie lief het soos God lief het nie, het jy 'n kinderagtige godsdiens. Wanneer jy daai ek sal besluit wanneer ek wil lief hê, ek sal voorwaardes aan my liefde sit. Wanneer ek nie lief het soos wat 1 Korintiërs 13 liefde beskryf nie, dan het ek nog die godsdiens van 'n onvolwassene, 'n onvolwasse godsdiens. 'n Volwasse Christen verstaan die aspek van liefde en wat die verskil is tussen lief hê en liefde is. Jo. Nee. Kom ons gaan nou 'n bietjie verder en kyk ons het nou gesien God is heilig, hy's anders as ons. God is liefde. Ons het lief. Nou ons kan sien daai verskille die hele tyd. En kom ons kyk nou hoe almagtig God werklik is. En dit kan ons sommer reg na die begin van die Bybel toe gaan. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ja. Nou ons wil nie daai hele gedeelte lees nie, maar hoe het hy geskape? Hy het gespreek. Hy is so almagtig dat hy gespreek het en dit was. Hy sê iets en ek wil amper sê iets wat nie 'n
'n brein het nie, reageer. Want hy sê, laat daar lig wees. Lig het nie 'n brein nie, lig het nie ore nie. Maar as jy hoor wat ek sê, dit klink nou besnaaks, want ons kan hoor en baie keer kry ons 'n opdrag en ons luister nie eers nie. Maar hier spreek God in sy En die elemente almagtigheid, werk net en saam. die elemente luister. Ekskuus, kom ek val een terug. Hy skep eers die elemente. Ja. En dan werk die elemente saam en bring tevore dit wat hy graag Ja. vir ons voorberei het, nie waar nie, nê. Ja, so hy's 'n God wat kan spreek en dit gebeur in daai almagtigheid. Hy hoef nie met sy hand daaraan te raak nie. Hy kan net spreek en dinge ontstaan. En julle kan dit gaan lees en sien ons weer, ons ken die skepingsverhaal. Alles wat hy gespreek het, alles wat ons vandag sien, het hy geskape deur net te sê, behalwe. Kom ons kyk. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. En hier kom ons van die God wat so almagtig is, dat elemente na hom luister. Maar wanneer hy kom by die mens, dan is hy nie meer 'n God wat net daar ver is nie. Nou is hy 'n God wat betrokke raak, naby kom, met sy hande dit formeer, maar nie net dit nie. Die lewensasem inblaas, daai nabyheid. So hier sien ons die God in sy skepping. Ons kan nou net Genesis 1 gelees het, gesê ja, maar hy's 'n God van ver. Ja. Of ons kon net Genesis 2 gelees het wat gesê het, maar hy's net 'n God van naby. Maar hier sien ons net in hierdie skepping die almagtigheid wat daarin is, maar die God van wat almagtig en ver is en net spreek, en die God wat naby is en in die mense teenwoordigheid wil wees. Ja. Dis was my verskriklik mooi om te dink dat die Here so naby aan Adam en aan Eva was toe hy hulle geformeer het, dat toe hulle oë oopmaak, die eerste ding wat hulle gesien het, was dit in die oë van hulle Skepper gekyk. Is dit nie verskriklik kosbaar nie? En dit is vir ons 'n herinnering vir die res van ons lewe, dat die Here vir ons so liefhet, dat hy so naby is, dat selfs in die skepingstydperk, hy so naby was, dat hy in ons oë ingekyk het. En so naby soos wat hy aan Adam en Eva was, so naby is vandag nog aan ons. Ons moet net nie dink dat daar 'n verskil is tussen hulle en ons nie. Ja, en sy nabyheid aan ons nie, want hy is ook in ons teenwoordigheid. So kom ons draai nou, en nou is ons mos nou by daai woord wat sê, hy is by ons. En dit is daardie naam wat ons hom gegee het. Julle moet hom Immanuel noem, God met ons. So kom ons gaan kyk na Matteus, hoofstuk 1, vanaf vers 23. Dit sê daar, kyk, die maagd sal swanger word en is seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. So hier sien ons daardie die heiligheid van God, daardie teenwoordigheid van God, dat hy nie net ver is nie, maar dat hy ook naby is en naby ons wil wees. Maar dis pragtig, want tot dat die Here so ver gegaan het om te sê, my seun sal tot die naam dra van die belofte wat ek heel in die begin in my skepping gemaak het. Ja, want kom ons kyk net gou 'n bietjie. Kom ons gaan gou terug na die skepping toe. Nadat die Here God die mens gemaak het, het hy in die aandwyntjie met hulle kom wandel. Elke aand. Hy wou met hulle wees. Met ander woorde, nou sê hy, sonde het ingetree, die mens het 'n verkeerde keuse gemaak, maar nou gaan ek my seun stuur, sodat hy weer met julle kan wees. En selfs toe die seun opgevaar het die Godheid gesê, nee, ek wil nog steeds by julle wees, en hy het sy Heilige Gees vir ons gestuur, om in ons teenwoordigheid te wees. Weereens, daardie gedagte van God met ons. Dis pragtig, dis baie, baie mooi. So, kom ons gaan aan, en vergelyk ons net gou daai gedeeltjie, daai God met ons, met Matteus hoofstuk 28, Matteus hoofstuk 28, vanaf vers 20, of vers 20 althans.
Matteus 28 vanaf vers 20. En hy sê daar, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is natuurlik baie lief vir hierdie vers. En ek is baie lief daarvoor om hierdie vers vir mense aan te haal. Dit is die mooiste belofte wat die Here gegee het net voor sy opvaarding. Hy gee die opdrag, ek stuur vir julle, gaan maak disippels, gaan werk vir my, gaan doen dit, gaan doen dat. Hy het hierdie lys van dinge wat hy vir sy disippels gee, wat hulle moet gaan doen. En ek dink hierdie verskrikte gesigte wat hulle gehad het van Here, maar u kan nie weggaan nie, want hoe moet ons hierdie werk self alleen? Ons weet nie eens waar om te begin nie. Ek bedoel nie asof die Here 'n hele besigheidsplan agterna gelos het wat hulle kon gaan deurwerk, PowerPoint presentation van hoe dinge gedoen moet word nie. Nee. Al wat hy nodig gehad het om vir hulle te sê was, ek beloof julle, ek sal met julle wees tot al die volëinding van hierdie wêreld, julle sal nie alleen wees nie. So met die belofte in die begin, wat hy met ons wou gewees het, deurgetrek terwyl hy hier was, en hier vaar hy op, en hy sê, ek sal nog steeds met julle wees. En dan weet ons daar, dis die belofte van die Heilige Gees, en daarom is hy nog steeds vandag met elkeen van ons. So kom ons gaan studeer weer eens, ons gaan kyk werklik waar wie God is, sodat ons hom beter kan leer ken. Absoluut. Vernay, baie dankie dat jy vandag hier saam met ons was. Leef ons afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U Immanuel is, God met ons, die een wat nog altyd met ons is en wat met ons sal wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Here, ons wil hierdie studies doen sodat ons vir U beter kan leer ken en U kan vertrou en U kan aanvaar as ons God en ons Meester en ons Heiland. Herinner ons daagliks daaraan